Kwek, kwek, kwek. Dis trouwtyd, dis trouwtyd. Jippie! Kwek! Wie gaan trou? Kwek, kwek, Rebecca en Isak, Rebecca en Isak. Die Isak waarvan ons geleer het in die Bybel. Abraham en Sara se seun. Ja, daai een. Hoe weet jy dit? Want dit staan so in die Bybel. Regtig? Ek gaan dit nou dadelik moet gaan lees. Ek is mal oor trouens. Dit is so romanties. Kom ons kyk, waar is dit? Hi Fanny, Fanny, jy was reg gewees. Dit gaan regtig oor Isak en Rebecca wat trou. Maar kom ek vertel julle gou die storie wat daar gebeur het. So lank terug het Isak mooi groot geword en sy pa het besluit dat dit tyd was vir hom om te trou. Trou. Ja, en weet julle wat? Daai tyd het dit bietjie anders gewerk as wat dit vandag werk. Want die familie het gekies met wie hy trou. Maar Abraham wou nie gehad het dat hy sommer net met enige meisie moet trou wat daar in die land waar hulle was gebly het nie. So dis wat gebeur het. Hy het toe besluit om vir sy slaaf te sê om na die land toe te gaan en 'n vrou vir Isak te gaan kry. Maar die slaaf was so 'n bietjie bang geweest, want hier sê dit dat die slaaf bang was dat hy nie iemand kon gekry het wat goed genoeg was nie, of dat hy dalk verkeerde persoon gaan kies en Isak nie van haar gaan hou nie. Maar Abraham het nog steeds vir hom gesê dat hy moet gaan en 'n goeie vrou moet kies, solank sy die Here dien sal alles oukei wees. Dis trouwtyd, dis trouwtyd. Nog nie, Fanny. Wag, ons is nog nie daar nie. So, nou het die slaaf ingestem. Maar al was die slaaf bang, het hy geweet dat Abraham vir hom beloof het dat hy nie kwaad sal wees vir hom as hy nie 'n vrou vir hom kry nie. Maar hy het die volgende oggend toe klomp kamele, 10 van hulle, gepak vol geskenke, sommige heeltemal chok en blok vol allerhande lekker goed wat hy vir hierdie vrou en vir haar gesin gaan gee, en daar het hulle vertrek sodat hy 'n vrou vir Isak kon gekry het. Kwek, kwek, kwek. Ja, toe hulle daar aankom, die kamele nou en die slaaf, toe doen hy iets baie belangriks, want hy wou nie 'n fout maak nie. Het gebed. Ja, Fanny, jy's heeltemal reg. Hy het gebid en hy het vir God gevra om vir hom te wys wie hierdie vrou moet wees. En weet julle wat? Hy het verder gegaan en hy het vir God nog gevra ook dat wanneer die regte vrou daar is, dat hy vir haar sal vra om vir hom water te gee en dat sy sommer uit haar eie uit sal aanbied om vir al 10 die kamele ook water te gee. En dis iets wat iemand nie sommer sal doen nie, want dit is baie werk. Toe kan Isak trou. Jy. Nog nie, Fanny. Trouwtyd. Wag, jy's te vinnig, ons is amper daar. So nou het die slaaf daar aangekom in Kanaan en hy was net betyds geweest, want daai tyd dat hy daar aangekom het, het al die jong meisies uitgekom om vir hulle diere te kom water gee. En hy het hulle almal so gekyk en hy het een meisie raak gesien en sy was so mooi geweest. En hy gaan toe na haar toe. Gee hom water, jy kan trou. Ja, Fanny, wag. Hy gaan toe na haar toe en hy sê vir haar, gee asseblief vir my water. En sy sê, ja meneer, ek sal vir jou water gee en sommer vir al 10 jou kamele ook. Hy was so bly geweest, want God het sy gebed verhoor. En dit beteken dat sy dan die vrou is met wat Isak gaan trou. Toe sy vir hom klaar water gegee het, toe gee hy vir haar geskenke, armbande en 'n neusring. Want dit was in daai tyd baie mode geweest en dit het baie mooi gelyk ook. So wat toe verder gebeur het, is hy vra vir haar, wie is jy en wie is jou ouers? En sy sê toe vir hom dat sy Rebecca is. En daar vind hulle toe uit dat sy ver langs familie van Abraham is. En dit het die slaaf nog blyer gemaak, want dit was iets goeds geweest. Dit het beteken dat sy regtig die een is wat God gekies het met wie Isak moet trou en dat sy ook iemand is wat baie lief is vir die Here en wat hom dien.
So hy vra toe of hy die aand saam met haar kan huis toe gaan en of hy daai aand kan kuier by haar familie en kan oorbly sodat hy hulle kan vra of sy met Isak kan trou. En toe hy daar aankom daai aand, het hy nie eers geëet of enigiets gedoen nie. Hy het sommer dadelik gevra of sy met Isak kan trou. Yay! Kwee, troue tyd. Ai, Fani. Troue tyd. Wag nou, amper. Hy moet nou eers die pa vra, jong. Hy het nou eers daar aangekom. So, wat toe gebeur het is, hy vra die pa en die pa was opgewonde want hy het klomp geskenke, die slaaf, het klomp geskenke vir die pa en die ma en die broer en die almal in die huisgesin gegee, maar toe hulle hoor dat sy dadelik moes teruggaan, het hulle nie baie daarvan gehou nie, want hulle gaan haar mis en hulle wou nog tyd saam met haar spandeer het. Maar hulle besluit toe om vir haar te vra wat sy wil doen. En weet julle wat het sy gesê? Fani, weet jy wat het sy gesê? Ja! Sy het ja gesê. En toe uiteindelik kan hulle vertrek en kan sy na Isak toe gaan om hom te ontmoet. Troue tyd. Want dit is uiteindelik troue tyd gewees. Hulle het opgepak en die volgende oggend is hulle vroeg daar weg. En toe hulle terugkom, daar waar Isak is, het Isak sommer in die verte hulle gesien aankom. En toe hy vir Rebekka sien, het hy gedink, "Wow, maar sy is verskriklik mooi." En weet julle wat? Hy was baie bly gewees toe hulle vir hom vertel het dat dit sy vrou gaan wees. Kwee. En toe, maatjies, het hulle getrou en hulle was baie gelukkig gewees. Fani wil ook trou. Wil jy trou, Fani? Kwee. Moet ek vir jou 'n vrou gaan soek? Nee. Gaan jy jou eie Sy vrou? se eie vrou. Okay. Maar maat, ek is so bly dat julle vandag saam met my hierdie storie gehoor het, want dit beteken dis troue tyd. En troues is iets wat baie romanties is en wat ons harte baie bly maak. Kwee. Hierdie storie het my iets baie interessants geleer. Dit het my geleer dat as ek iets moet doen wat my bang maak of wat vir my moeilik is, kan ek vir God vra om my te help en hy sal dit doen. Welkom by vandag se onthouversie en ons lees uit die Bybel uit. Waaruit lees ons nou weer, Fani? Genesis 24 vers 56. En dit sê vir my, die Here het my reis suksesvol gemaak. Waar het dit ons nou weer gelees? Genesis 24 vers 56. En dit sê vir ons, die Here het my reis suksesvol gemaak. Kwee. Nou maats, kom ons maak gaan ons oë toe, dan bid ons saam en dan gaan ons lekker saam sing. Here, dankie dat U goed is vir ons en dat ons met enigiets na U toe kan kom. Help ons om dit nooit ooit te vergeet nie en help ons om altyd so te leef om U hart bly te maak. Ons het U baie lief. Amen.
of